Welkom almal, ek so bly julle is hierso. Halleluja, ek wag al van vroeg af hier by die kerk vir julle en ek so bly julle het gekom. Halleluja, prys die Here. Ons is so dankbaar vir elke persoon wat hier is. Prys die Here. Vandag wil ek praat oor Psalm 91 en ek weet baie mense het al oor Psalm 91 gepraat en julle self ken Psalm 91, maar ek wil net vir julle 'n paar vars goed sê wat julle dalk nie weet nie, dalk weet julle dit, maar dan herinner ek julle nou aan 'n paar van hierdie openbaringe. So kom ons kyk na Psalm 91, vers 1 uit die 2020 vertaling. En dit sê, hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. So Psalm 91 het baie beloftes, maar soos ons weet, een van die groot beloftes waarvoor baie mense dit ken, is vir die belofte van beskerming. En hierso kan jy al klaar sien, en hy word eintlik genoem, die Psalm van beskerming, Psalm 91. En die Amerikaners onthou dit deur 911. As jy 911 bel, dan kry jy mos die polisie, so Psalm 91 is 911, die Psalm van beskerming. Maar as jy soos jy kan sien, die woord skaduwee in die Hebreëus is vertaal van die woord sel. Hoe ook al jy het sê sel of te sel, maar sel, en al die Hebreëse woorde kry ek van die Strong's Concordance af. En sel is 'n woord wat as skaduwee vertaal word, maar baie kere word dit eintlik net as beskerming vertaal. Jy kan sel as beskerming vertaal, of beskutting of beskerming. En wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die Here sal tot jou verdediging en beskerming kom. En hy kom tot die verdediging en beskerming van hulle wat voortdurend op hom vertrou. Nou, Psalm 91 sê hierso, hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon. Nou, hierdie woord beskutting of skuilplek is eintlik die woord vir 'n geheimenis, om in die geheime plek te wees. Nou, wat is hierdie beskutting? Wat is hierdie skuilplek? Wat is hierdie geheime plek? Dit is om in Christus te wees. Die geheime plek is om in Christus te wees. En kom ons kyk na Kolossense 1 vers 27. En dit sê, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie, verborgenheid geheim vir alle nasies is. Christus is in julle die hoop op die heerlikheid. So die geheimenis is wat? Christus is in ons. Sê Christus is in my. Christus is in my. So om in Christus te wees, is om in die geheime plek te wees. Om in die beskutting en skuilplek van die Allerhoogste te wees, beteken om in Christus te wees. Halleluja. Nou kom ons kyk na die woord, na skuilplek, maar kom ons kyk na dit in die Grieks. Nou hoe kan ons daarna kyk in die Grieks? Prys die Here, daar is 'n Griekse vertaling, wat 'n baie akkurate vertaling is van die Ou Testament. En kom ons kyk na Psalm 91 vers 1 in die Septuagint. En dit sê vir ons, hy wat in die hulp van die Hoogste God woon, sal woon in die beskerming van God van die hemel. So soos jy ook klaar kan sien, skaduwee word vertaal akkuraat as beskerming. Dis die beskerming van die Here. Maar die skuilplek word vertaal in die Grieks as die hulp van die Here. En die Griekse woord wat daar gebruik word is boephia of boetia. Nou boetia beteken hulp. En dit beteken veral, die prentjie is 'n tou of ketting wat jy gebruik om iets styf te maak, om dit te beskerm. En die prentjie is eintlik wat gebruik was in die ou dae wanneer die bote in 'n storm was, dan het hulle hierdie toue om die skip gevat, om die skip sodat die skip nie in mekaar breek nie, of skeer nie, wanneer die storm en die golwe kom. En hulle noem dit, eintlik die frapping is die woord daarvoor, frapping. En frapping beteken om met 'n tou die boot styf, die planke en die pale en alles styf te trek,
sodat die boot nie uitmekaar uitskeer nie. En nou, hoekom is dit ook belangrik? Want hierdie woord om styf te trek is presies dieselfde woord waar ons hulp vandaan kry in die Hebreëus, kava. Kava in die Hebreëus beteken om styf te trek. En soos ons weet, die Israeliese se volkslied is die Hatikva. En jy kan letterlik dit vertaal as om bymekaar te bring, styf te trek. En eintlik dis wat die Jode oor sing, dat hulle almal bymekaar gekom het weer. Hulle het terug na Israel toe gekom. So hierdie prentjie van hulp, hierdie prentjie van hoop, is om styf te trek, bymekaar te trek. En prys die Here, ons is almal styf vasgemaak aan Jesus, styf getrek teen Jesus. Kom ons kyk na Handelinge 27 vers 17 in die Nuwe Lewende Vertaling. En dit sê, nadat die matrose die reddingsbootjies aan boord gebring het, het hulle reddingstoue gebruik om die onderkant van die skip te verstewig. So dis presies daai prentjie Boeotia. Hulle het daai reddingstoue gebruik om die skip te verstewig. En dis die prentjie wat as jy in die skuilplek van die Allerhoogste is, as jy in die beskerming van die Here is, wat beteken? Die Here verstewig jou. Hy verstewig jou. En eintlik, wat sê die toue dan? Sy hoop verstewig jou. Om te hoop in die Here, te vertrou in die Here, om 'n goeie verwagting te hê in die Here, verstewig jou. So omdat julle, en dan het hy gesê in verder in Handelinge, omdat hulle bang was dat die skip op die sandbanke van die Sirtis sou afval, het hulle die drykanker uitgegooi en die skip so deur die wind laat dryf. So maak nie saak wat se storm jy in is nie, as jy in die hulp van die Here is jy versterk. En jy kan deur enige storm gaan, wanneer jy versterk is in die hulp van die Here. In Hebreërs 4 vers 16 sê dit, laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te word. Daar sien ons weer die woord Boeotia. Prys die Here. Nou hierdie woord Boeotia word net, wanneer jy dit gebruik om iets te beskryf, word dit net gebruik om die Here te beskryf. Jy kan gaan kyk na Hebreërs 13 vers 6. Dit sê, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, Boetos. Ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Ek sal nie bang wees nie. So wat sê dit vir ons? Soos Hebreërs 4 vers 16 sê, soos Hebreërs 13 vers 6 sê, ons kan met vrymoedigheid verklaar, ons kan openlik sê, in die geheime plek, die Here is my helper. Jy kan sê, die Here is jou helper, wanneer jy in die skuilplek van die Allerhoogste is. Jy kan daai verklaring maak. En is interessant, die twee woorde wat gebruik word om Boeotia te vorm, die eerste een, Boe beteken om uit te roep vir hulp, 'n uitroep om hulp. En dan die theo beteken om te hardloop, maar het beteken ook, theos beteken ons God. Soos eintlik om uit te roep na God, maar wat is die prentjie, dat God hardloop na jou toe, wanneer jy uitroep na hom. Prys die Here. En die prentjie wat ek het daarvan, is byvoorbeeld wanneer ek in die huis sit en ek's besig om te werk, dan partykeer sal Elsike roep, en dan sê my engel, en dan hardloop ek na haar toe. Maar wanneer ek na Elsike toe hardloop, ek stop waarmee ek besig is, en ek gaan na Elsike toe om haar te help, gaan ek na haar toe om haar te help, ek wil haar help, en ek gaan omdat ek lief is vir haar. So is baie anderster, wanneer sy roep, my engel, en is in vergelyking met die bedelaar in die straat, wat uitroep na my, Sir, Pastor, dan, partykeer gaan ek nou, om nou vir die ou te gaan iets gee, kos te gee, en dan baie keer as ek by die hek kom, dan het hy weggeloop. Hoekom? Want 'n bedelaar het 'n baie tight schedule. Hy kan nie vir jou wag die hele dag, om by die hek te kom nie, so dan loop hy weg. Maar my houding is baie anderste as Elsike my roep, my engel, as die bedelaar wat my roep. My houding is anderste, hoekom? Want ek het 'n liefdevolle verhouding met Elsike, hierdie bedelaar help ek maar ek het nie 'n
verhouding met hom nie. So dieselfde, baie mense roep uit na die Here asof hulle 'n bedelaar is. Soos, Here, asseblief help my, roep hulle uit na die Here. Terwyl, hoe roep ons uit na die Here en sê, Here, ons is in 'n liefdevolle verhouding met U. En die Here, wanneer jy uitroep na hom, en hardloop hy na jou toe. Want hy hardloop na jou toe in liefde, in 'n intieme verhouding. En Prediker 9 vers 9 sê vir ons, geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Al jou sinlose, nietige lewensdae wat hy vir jou gegee het onder die son, al jou sinlose, nietige dae, want dit is jou beloning in die lewe, by jou inspanning waarmee jy jou afsloof onder die son. Maar wat sê dit? Selfs al klink dit negatief, hy sê vir ons, jy moet jou lewe geniet met jou vrou. Maar hoeveel te meer moet ons die lewe geniet, want ons is die bruid van Christus. So ons moet die lewe geniet, omdat ons die bruid van Christus is. Sê, ek is die bruid van Christus. Nou Psalm 91 vers 1, en hierdie is dalk iets wat julle nog nie al gehoor het nie. Hy sê, hy wat, en kom ons lees uit die 53 vertaling die keer. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou daai woord sit, of woon, of bly, is die Hebreëse woord yashav. Nou yashav beteken om te sit, om te bly. Maar, die Engelse woord is causatively, maar gekoppel aan om te bly, is om te trou. Soos van die Hebreëus. As jy in iets bly, beteken jy trou, jy's committed aan hierdie verhouding. Jy weet, en dis eintlik wat die huwelik is. Die huwelik is 'n besluit, hier wil ek bly. Ek wil in hierdie huwelik bly. Maak nie saak wat nie. So presies dieselfde as jy bly, as jy woon, as jy sit in die skuilplek in die hulp van die Here, bly jy daar. Jy maak 'n besluit, hier wil ek bly. En my pa gebruik altyd die woord huwelik om die huwelik te verduidelik. Hy sê huwelik beteken hier wil ek wees. Hier wil ek wees. Huwelik, hier wil ek wees. So jy sit in die huwelik, jy bly in die huwelik, maak nie saak wat nie. En dis die prentjie van hierdie sit, hierdie woon in die skuilplek. Hierdie sit, hierdie woon in die hulp van die Here. So Psalm 91 is 'n belofte van guns en beskerming aan hulle wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, bly, sit. Maar as ons kyk na vers 9 en 14 van Psalm 91, sê dit vir ons dat hulle wat God liefhet, hulle wat God se naam ken, hulle wat bely en roep hom aan. So wat sê? So vers 1 sê, jy moet in die skuilplek en hierdie geheime plek moet jy bly woon, en dan vers 14 sê, jy moet God lief hê om hierdie beloftes te kan ontvang. Maar dit is dieselfde ding. Om God lief te hê en om in die geheime plek te bly, is dieselfde. Soos ek nou net gesê het, as jy in die huwelik is jy lief vir jou vrou. So jy is lief vir die Here en jy bly in die geheime plek. Dis dieselfde ding. Kom ek lees dit weer. So, dit is dieselfde ding om God lief te hê en in die geheime plek te woon. So vers 14 en vers 1 is dieselfde. So 'n liefdesverhouding met die Here is die deur na God se geheime plek of skuilplek. Ek lees dit weer, 'n liefdesverhouding met die Here is die deur na God se geheime plek of skuilplek. So hierdie plek is nie 'n geheim omdat die Here dit wegsteek vir mense nie. Hierdie geheime plek is 'n geheim omdat min mense daar bly of woon. Ongelukkig het meeste mense ander prioriteite as om in die Here te bly of te woon. Daarom vind min mense hierdie geheime plek. Hierdie beloftes is vir diegene wat daar woon, daar bly, daar sit. Nie net daar besoek nie. Dit praat van om in Christus te bly, soos Johannes 15 vers 4 sê, bly in my, sê Jesus. En dan het praat van diegene wat die Here hulle woning maak, soos Psalm 91 vers 9 sê.
'n persoon kan wedergebore word sonder om in Christus te bly. Kom ons lees dit weer, Psalm 91 vers 1. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag bly in die skaduwee van die Almagtige. Nou die woord oornag of bly is die Hebreëse woord loon. Sê loon. So is nie Looney Tunes nie, dis loon. Nou 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons God is liefde. En dan vers 16 sê vir ons dat om in God te bly beteken om in liefde te bly. Maar as jy nie glo, as jy nie weet, en baie mense wat nie 'n openbaring het van God se liefde nie, kan nie in God se liefde bly nie. Want jy moet glo en weet en hierdie goeie nuus van Jesus se onvoorwaardelike liefde ken en weet en glo om daarin te bly. Sê ek is geliefd. Ek is geliefd. So wanneer jy glo dat God lief is vir jou, dan bly jy in hierdie liefde, dan bly jy in daai liefde van die Here. Nou wat is die teenoorgestelde van om te bly, te oornag in die skaduwee van die Allerhoogste? Wat is die teenoorgestelde van om te loon? So die woord loon beteken ook om te murmureer. Die woord loon beteken ook om te murmureer, soos die Israeliete wat in die woestyn gemor het. So wat beteken dit? Doen dus die teenoorgestelde van murmureer en jy bly, jy oornag in die beskerming van die Here. So wat is die teenoorgestelde van murmurering? Wat is die teenoorgestelde van kla? Wat is die teenoorgestelde van ontevredenheid? Om te loof, te prys, jouself te geniet, verheug, om bly te wees. As jy besig is om die hele tyd te murmureer, as jy besig is om die hele tyd te kla, ontstel te wees, of jy is teleurgesteld, so jy sê vir almal hoe teleurgesteld is, wat beteken dit? Jy is nie besig om te bly in die beskerming van die Here nie. Want iemand wat in die beskerming van die Here is, prys die Here. Iemand wat in die beskerming van die Here is, loof die Here, hulle is geniet hulle lewe, hulle verheug hulle self in die Here, hulle is bly. En Jesus is by ons. So ons moet sy teenwoordigheid erken. Sê Jesus is by my. So hoe erken jy die teenwoordigheid van die Here? Kom ons kyk na Psalm 16 vers 11. En 'n letterlike vertaling van die vers sê: oorvloedige vreugdes in u teenwoordigheid voor u aangesig. Nou soos jy al klaar kan sien, dit is nie oorvloedige of volheid van vreugde nie. Dit is volheid of oorvloedige vreugdes. Dis in 'n meervoud. So wat beteken dis oorvloedige vreugde, oorvloedige vreugde, oorvloedige vreugde, oorvloedige vreugde, volheid van vreugdes, vreugdes, vreugdes ensovoorts. So dis baie vreugdes. Dis 'n oorvloedige, intense vreugde, oorvloedige, intense blydskap is in die teenwoordigheid van die Here. So dit beteken as jy in die teenwoordigheid van die Here is, wat jy is, wat beteken dit? Dan moet jy 'n besluit maak om bly te wees. Die Here se toewyding om in ons te woon en ons nooit te verlaat of in die steek te laat nie, soos Hebreërs 13 vers 5 sê, moet geneem word as 'n aanduiding van sy groot liefde vir ons. As ons voortdurend hieroor nadink, hoe die Here by ons is en hoe ons in sy teenwoordigheid is, met al die implikasies daarvan, hoe kan ons ooit eensaam voel? Hoe kan ons ooit moedeloos wees of murmureer of kla? Ons kan nie. Of ons sou nie. Depressie en bejammering sal ophou. Wat sal dit saak maak wat ander van jou dink, as jy weet hoeveel Jesus van jou dink? Of ten minste verstaan hoeveel Jesus van jou dink.
So erken Jesus se teenwoordigheid deur te kies om bly te wees en dankie te sê dat hy by jou is. Halleluja. Kolossense 1 vers 27 sê vir ons, Christus is in julle die hoop op die heerlikheid. Hierdie is die geheime plek. Hierdie is die skuilplek. Prys die Here. So ons gesindhede, ons vrese, wanneer ons nou moan of kla, openbaar dat hierdie openbaring nie vir baie mense 'n vaste gedagtenis is nie. Hulle dink nie daaroor die hele tyd nie. Is nie 'n openbaring vir baie mense nie. Of is ten minste nie gevestig as 'n feit of waarheid vir baie mense nie. So hierdie vers maak dit egter duidelik dat ons Vader die rykdom van hierdie openbaring van sy heerlikheid wat 'n geheimenis is vir ons wil openbaar. Hy wil dit vir ons bekend maak. So ons behoort almal 'n groot openbaring van hierdie te hê. Prys die Here. Nou hoe kan ons 'n groot openbaring van hierdie hê? 'n Paar praktiese maniere is die olie van blydskap, nagmaal, en dan glo jy die beloftes van God, jy maak 'n besluit om hulle te glo, en dan mediteer jy op hierdie beloftes, en dan verklaar jy hulle. So kom ons kyk eerste plek na die olie van blydskap. Soos ons nou net gesê het, om in die skuilplek, om in die skaduwee van die Almagtige te oornag, beteken dit, jy erken dat jy in die Here se vreugde is, jy's in die Here se blydskap. Psalm 45 vers 8 sê, U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, U God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Nou Hebreërs 1 vers 8 tot 9 maak dit 100% duidelik dat hierdie van Jesus praat. En wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons eerste plek al klaar dat Jesus God is, want hy sê, daarom het o God, sê Jesus is God. So Jesus is God, maar ook toe Jesus op die aarde was hy die mees vreugdevolle persoon in die wêreld. Hy was happy. Jesus was gelukkiger as enige iemand van sy dag. En die prentjies wat baie mense het van Jesus, hoe hy bietjie nors is of 'n bietjie streng is of wat ook al, is totaal en al verkeerd. Is godsdienstige prentjies wat mense het. Jesus was 'n baie gelukkige, baie happy persoon. Nou soos ons gesê het, daai woord vir om te bly, te woon, te sit in die skuilplek, in die geheimenis, die geheime plek, is wat? Yashav. En soos ons gesien het, Yashav word gekoppel aan om te trou. Om te trou. En hierso in hierdie vers self, in Psalm 45, vers 16 sê, hulle word gelei met vreugde en gejuig. Hulle gaan in die koning se paleis in. Prys die Here. So dit praat van hoe Christus met sy bruid trou. En as jy daaroor dink aan die vreugde, die opgewondenheid, dink aan die verwagting wat 'n bruid by haar troue het. Of by haar troue voel. Hey? Elseke was baie opgewonde. So ons as die kerk behoort ook hierdie opgewondenheid te hê, hierdie gevoel van verwagting, hierdie gevoel van blydskap, wanneer ons dink dat ons met Christus trou. Ons trou met Christus. En wanneer ons dink aan ons verhouding met die Here, soos 'n bruid, moet ons ook opgewonde wees. En dis wat nou gebeur, ons is besig om ons bruidegom te nader. Want Jesus sê hy kom gou. So ons is besig om al hoe nader te kom aan ons dag wat ons met Jesus gaan trou. Nou baie verse verbind salwing en olie met blydskap. En net een van die verse wat ons het al klaar na een gekyk, maar nog een is Prediker 9 vers 8. En hierso bind hy die trou, daai wit klere om aan te trek met blydskap. En hierso sê hy, laat jou klere altyd wit wees. En wat praat dit van? Die trouklere van geregtigheid.
En ons is nie geregtig omdat ons alles reg doen nie. Ons is geregverdig, ons is die geregtigheid van God in Christus as gevolg van wat Jesus al klaar vir ons gedoen het op die kruis. Nou, wat sê hy dan? Hy sê, laat jou kop nie sonder olie wees nie. Laat jou kop nie sonder olie wees nie. En ons gaan nou in punt 3 gaan ons sien, dat wanneer jy besef wie die Here is, en jy verklaar wie die Here is, hy is die hulp, hy is die redding van jou gesig. So jy salf jouself met olie, en soos ons verlede keer gesien het, in vers 9 van Psalm 91, sê dit vir ons, dat jy maak die Here jou woning, jy maak die Here jou beskutting, wanneer jy jouself salf met olie, wanneer jy verklaar, dankie Here, ek's in Christus, dankie Here, dat U is my woning. Halleluja. Die tweede punt is die nagmaal. En die vers voor dit, Prediker 9 vers 7 sê vir ons, gaan eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal jou dade goedgekeur. So wat sê dit vir ons? Wanneer jy die liggaam van Jesus eet, dan eet jy dit met vreugde. Jy sê, baie dankie Jesus, dat U is my gesondheid. En wanneer jy die bloed van Jesus drink, drink jy dit met 'n vrolike hart. Hoekom? Want sy bloed het jou vergewe van al jou sondes. En soos Dawid gesê het, as jy in Romeine 4 gaan lees, dan sê hy daar, dat ons kan baie bly wees, geseënd, gelukkig, en hy sê 2 keer, gelukkig is hulle wie se sondes vergewe is, en wie geregverdig gemaak is. So wanneer jy besef hoe baie jy vergewe is, wanneer jy besef dat jy geregverdig is, wat beteken dit? Jy kan vrolik wees. Jy het 'n vrolike hart, so jy drink die bloed van Jesus met 'n vrolike hart. Halleluja. En dit is interessant dat die 2 name wat genoem word van God in Psalm 91 vers 1 is Elyon en Shaddai. Soos dit sê, hy wat in die beskutting van die allerhoogste Elyon woon, sal oornag in die skaduwee van almagtige Shaddai. Nou die eerste keer wat Elyon voorkom in die Bybel, is dit Genesis 14, vers 18. En daar koppel Elyon homself aan die nagmaal. Want dit sê daar, Melchisedek het gekom, die priester van Elyon. En wat het hy gebring? Die brood en die wyn. So Elyon word gekoppel aan die nagmaal. En dan Shaddai word gekoppel aan vreugde. Want elke keer as Shaddai sê, hy sê vir Abraham, jy gaan 'n kind hê. Dan wat doen Abraham? Hy lag. En dan meeste mense sal sê hy lag in ongeloof, maar hy lag eintlik uit soos hy gaan 'n kind hê. Jy weet? Prys die Here. En dan wat noem hulle die kind? Hulle noem die kind dan lag. Jy weet? Vreugde. Hulle noem hom Isak, wat beteken om te lag. Nou die derde punt het ons gesê is, jy glo die beloftes van die Here, jy mediteer daarop, maar dan sê jy dit. En soos ons kan sien in Psalm 91 vers 2, sê dit vir ons, ek sê vir die Here, sê. So dit beteken jy moet dit sê. Jy moenie dit net glo nie, jy moenie net dit oor nadink nie, jy moet dit sê, jy moet dit verklaar, want die beloftes van die Here word geaktiveer deur jou stem. En die engele van die Here luister na wat jy sê. So dit sê, ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. Sê dit saam met my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. So ons moet let op dat ons moet die woorde sê, ons moet dit sê. En Spreuke 18 vers 20 tot 21 sê vir ons dat ons woorde stel krag vry. Ons woorde is vol krag. En die beloftes van God is stem geaktiveer. En jy kan vergelyk Spreuke 3 vers 3 en Psalm 45 vers 1, wat sê, wanneer jy praat, jou tong skryf op jou hart.
So wat jy sê, gaan jou hart beïnvloed. En soos ons weet, uit jou hart kom die lewe kom uit die hart uit. Die strome van lewe. Nou kom ons kyk na Dawid. Selfs toe Dawid moedeloos was, het hy nog steeds verklaar wie die Here is. In Psalm 42 vers 6 in 'n letterlike vertaling sê dit. En ek lag hoe die letterlike vertaling dit sê, want dit is soos die attitude daarvan die houding. Wat? Buig jy jouself, o my siel? En die siel, as jy kyk na die Grieks, is psyche. In die Septuagint, psyche. En psyche beteken jou brein, jou gedagtes, jou emosies. So, wat? Wat buig jy jouself? Wat beteken, hoekom is jy te neergedruk? Hoekom is jy moedeloos? O my gedagtes, o my emosies. Ja, is jy ontsteld in my? Soos, ja, is jy ontsteld in my? Wag, hoop op God. En hoop is, ons sal nou oor dit praat, maar hoop is maar net 'n positiewe verbeelding, 'n positiewe verwagting. Want steeds, so maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak hoe jy te neergedruk is, hoe jy moedeloos is, ontsteld is, wat sê Dawid? Steeds bely ek hom, my redding van my aangesig, my God. En die woord aangesig, ons sal nou na dit kyk, kom ons gaan na die volgende een. So Dawid herhaal hierdie belydenis 3 keer. In vers 6, dan in vers 12 weer Psalm 42 vers 12 en dan herhaal hy dit weer in Psalm 53 vers 5. Wat buig jy jouself, o my siel, en wat is jy ontsteld in my? Hoop op God, want steeds bely ek hom, die redding van my aangesig en my God. En soos ons kan sien, die woord redding daar, is nie net redding nie, dis Yeshua. En wie is Yeshua? Jesus. So jy kan sê die Jesus van my gesig. Want Jesus beteken die gesondheid van my gesig. Die hulp van my gesig. Die voorsiening van my gesig. En die woord daar vir aangesig is panim. Panim. En panim beteken die gesig, maar is letterlik die deel wat draai, die deel wat kan verander. So wat sê dit? Dawid sê, die Here gaan nog 'n glimlag op my gesig sit. Jy weet, die Here is die een wat 'n glimlag op my gesig sit. Hy is my God. En soos Dawid sê, hoop op God. Nou hoop is die teenmiddel van om in die siel neergewerp of moedeloos te word. Ons kan nie neergewerp of moedeloos word sonder om ons hoop te verlaat nie, of te laat vaar nie. As hoop bloot 'n positiewe verbeelding is, soos Romeine 8 vers 24 sê, dan is die teenmiddel vir moedeloosheid om ons verbeelding positief te gebruik, om God se verlossing te sien van watter negatiewe omstandighede ons ook al mag bevind. So jy moet verwag, jy moet sien, selfs net soos Dawid sien hy's moedeloos, hy weet hy's moedeloos, maar dan gebruik hy sy verbeelding om te sien, die Here gaan nog 'n glimlag op my gesig sien, is dit. So dan sien, jy gaan glimlag, jy gaan bly wees. Alles gaan oukei wees. So 'n teken dat jy besig is om te hoop, is dat jy bly is. Of 'n teken dat jy besig is om te hoop, is ten minste dat jy 'n glimlag op jou gesig het. Kolossense 1 vers 27 sê ook, Christus is in julle die hoop op die heerlikheid. En hy woord hoop daar is elpis, en elpis beteken om 'n verwagting te hê. En letterlik die woord beteken om 'n verwagting te hê met plesier. So wat, met vreugde. Soos om 'n verwagting te hê met vreugde. So as jy regtig glo dat Christus in jou is, dan beteken dit jy moet 'n verwagting met vreugde hê op die heerlikheid. En soos ons heerlikheid
het baie betekenisse, maar basies is die manifestasie van die Here se teenwoordigheid, van sy goedheid in jou lewe. Halleluja. So, kom ek maak dit nog prakties vir julle. Wat is 2 tekens dat jy in die beskutting van die Allerhoogste woon? Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, en hy woord beskutting, kom ons kyk nou na die Hebreëse woord, dit is seter. Seter, sê seter. Nou seter word vertaal as beskutting of geheime plek, maar in Psalm 18 vers 12 word dit vertaal as beskutting of geheime plek, maar wat ek wil sê is Psalm 27 vers 5 word dit vertaal as beskutting en skuilplek dan van sy tabernakel of sy tent of sy tempel. En dan Psalm 31 vers 21 sê dit dat die Here ons sal wegsteek in die skuilplek seter van sy teenwoordigheid of aangesig. So wat sê dit vir ons? Basies, as jy 2 tekens dat jy in die skuilplek van die Allerhoogste woon, jy's in 'n kerk. Jy's in die kerk, want jy's in sy tabernakel, jy's in sy tempel. So daar is beskerming in die kerk. Die kerk is die liggaam van Christus. En baie interessant, as jy gaan kyk, daai woord kava, wat ons genoem het kava, wat beteken kava? Beteken om saam te bring. So dis hoekom kava, hoop, word vertaal in die Grieks as sinagoge. Baie kere word hoop vertaal as die kerk. So dit beteken hoop en die kerk is gekoppel. En daarom, wat doen ons? Ons neem ook nagmaal in die kerk. Ons kom by mekaar om saam die brood te breek. Halleluja, ons kom by mekaar om saam te bid. Ons kom by mekaar om die prediking van die woord te hoor. Halleluja. Dan die tweede punt is, 'n teken dat jy in die skuilplek van die Allerhoogste woon is, jy glo dat die Here met jou is, en jy is in sy teenwoordigheid. En soos ons gesê het, die teenwoordigheid van die Here is oorvloedige vreugdes. So jy maak 'n besluit om bly te wees. Jy salf jouself met die salwingsolie, jy sê baie dankie Jesus, dat U met my is, U is die redding van my gesig. Ek gaan 'n besluit maak om te glimlag vandag. So mediteer oor Psalm 91, en wat beteken dit om te mediteer oor Psalm 91, op Psalm 91, wat beteken dit? Dit beteken, jy maak Psalm 91 jou eie. Jou eie. Jy maak dit joune. So verklaar dit, bely dit, en dan sê baie dankie Here, dat U vir my 'n helper is. U is my helper. Prys die Here. Halleluja, kom ons neem deel aan die nagmaal. Prys die Here. Ons het gesê in Prediker 9 vers 7, of is dit vers 8? Ja, vers 7. Prediker 9 vers 7, gaan eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart. So die Here is die redding, die gesondheid van ons gesig, jou aangesig. En ek bedoel, jou aangesig is jou gesig, maar ek bedoel, jou hele liggaam is deel van jou countenance, van hoe jy lyk. So as jou postuur sleg is, as jy soos siekte op jou gesig het, dan lyk jy ook nie goed nie. So die Here is jou gesondheid van jou hele voorkoms. So sê baie dankie Jesus, dat ek met blydskap U liggaam kan eet. Dankie Here, U is die redding, die gesondheid van my gesig, en dankie Here, dat ek U liggaam eet, en U liggaam is die beste antidepressant, U liggaam is die beste ding wat ek kan eet, om gelukkig te wees. Dankie Here, dat ek 'n besluit maak om gelukkig te wees, want ek eet U liggaam. Amen. En die Bybel sê, drink
die wyn met 'n vrolike hart. So hoekom kan ons vrolik wees? Want ons is vergewe deur die bloed van Jesus en ons kan vrolik wees omdat ons die geregtigheid van God in Christus is. Sê ek is vergewe en ek is regverdig. Dankie Jesus. Amen. Prys die Here. Halleluja. Amen. So elke dag is nou nie 'n ritueel of is nou nie, jy is nie beskermd omdat jy Psalm 91 sê nie. Maar wanneer jy dit verklaar, wat gebeur? Dan aktiveer jy die beloftes. En daar's krag in die woorde wat jy sê. So jy moet bewus wees dat jy in Christus is en jy moet bewus wees dat jy in die hulp van die Here is. En dan sê jy baie dankie Here dat ek bly, ek sit in U skuilplek, ek's in U. Dankie Here dat U is my beskerming. En ek vertrou op U alleen. U is my redding, U is my skuilplek, my bergskuiling, U is my God op wie ek vertrou. Dan salf jouself met die salwingsolie, neem deel aan die nagmaal, sê, Here, U is my gesondheid, en dankie Here, ek is vergewe, ek is regverdig. Halleluja. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha, Yahweh v'yishmarecha, Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka, Yesa Yahweh panav elecha, v'yasem lecha shalom. Beshem Yeshua, dankie Koning Jesus dat U ons seën en ons beskerm. Dankie Here vir U genade in ons lewens, in elke area van ons lewens, en dankie Here dat ons verwag dat ons op die regte plek op die regte tyd sal wees. Dankie Here vir U bonatuurlike seëning en dankie Here vir U shalom in ons lewens. Dankie Here vir U shalom vir ons liggame, ons huwelike, ons families, ons werke, oor elke area van ons lewens. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons finansies, ons gesondheid, en dankie Here dat U met ons is en dat ons vol vreugde kan wees, want in U teenwoordigheid is volheid van vreugdes. In Jesus se naam, amen. Prys die Here.